die Bybel neem en so lank saam met my blaai na die boek van Petrus. Ons is besig met 'n studie van 1 Petrus. Ek het so 'n bietjie terwyl ek afgesonder het gaan kyk na die gedeeltes wat ons al behandel het en ons vorder daarin, maar ek sien ons het verlede jaar Junie begin met 1 Petrus 1. So ons is daar nou al 'n jaar besig. Maar ons vorder daarin, maar wys net vir jou hoe kosbaar God se woord is dat daar's elke keer wanneer jy God se woord leer net iets nuuts en iets vars en sy woord word net nie oud nie. Hoe meer ons en hoe dieper ons delf en leer, hoe meer openbaar die Here sy woorde. En tog in dit was daar soveel geleenthede waar die Here net sy woord aangepas het. Ons het ons feeste tussenin gehad en baie keer ander boodskappe, daar was geleenthede waar die Here gesê het, nou preek ons net 1 Petrus en dan het ons ander temas, dan bring hy ons weer terug. Dit is so kosbaar die Heilige Gees is, en dit is belangrik dat ek en jy ingestel bly, ons elke dag lewe, dat ons sal hoor en sal luister, dit wat die Here met ons wil deel. Amen. Ek wil graag vanmôre met die gesels daaroor, 1 Petrus, hoofstuk 4, en ons gaan by vers 8 so 'n bietjie stil staan, en kyk dat dit wat die Here met ons wil deel. En as ek vanmôre se boodskap 'n tema of 'n titel kan gee, dan wil ek vanmôre met u gesels oor die mantel van genade. Sê nou saam met my, die mantel van genade. Mantel van genade. Mantel van genade. En 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 8. Ek gaan die eerste gedeelte lees en dan gaan ons later na die tweede gedeelte kyk. Die eerste gedeelte sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. En ek wil vanmôre begin en ek wil 'n stelling maak. Hierdie stelling, miskien 'n skokkende waarheid met u deel. Ek wil sê vanmôre dat liefde is nie 'n emosie alleen nie, maar liefde is 'n kragtige en 'n aktiewe wapen. Liefde is nie net 'n emosie nie. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dis nie net daai goosebumps of daai gevoel wat ek in my rugmurg kry nie, nee. Liefde is 'n aktiewe en 'n kragtige wapen as ek dit reg kan bestuur. Of dit kan selfs ook 'n dodelike, gevaarlike wapen wees wat verwoesting kan saai. Ons dink liefde is sag en is soet en is lekker. Maar baie maal is liefde ook radikaal. Liefde kan ook selfs verwoesting bring as dit nie reg hanteer word. Liefde verg moed en liefde is nie altyd maklik nie. Wie van u kan saam met my staan? So ek wil vanmôre met u praat oor liefde. Maar ek gaan nie vanmôre met u praat oor agape liefde, per se oor goddelike, onvoorwaardelike liefde. Alhoewel ons later daaraan gaan raak, wil ek met u gesels oor die liefde in die konteks waarvan Petrus praat, wanneer hy die woorde gebruik en hy sê, julle moet mekaar vurig lief hê. Want wanneer ons praat van goddelike agape liefde, is dit God se liefde vir ons. Dis God se onvoorwaardelike, onbeperkte, oneindige liefde van God na ons. Maar hier praat Petrus en dan sê hy, julle moet mekaar lief hê met daardie liefde. Maar dis 'n ander liefde wanneer hy sê, ek moet vir Pieter lief hê. Ek moet vir hom George lief hê. Ek moet vir Tannie Janet lief hê, net so vir elkeen van ons moet ons mekaar as boeties en sissies in Christus lief hê. En wat beteken daardie liefde?
So ek het so 'n bietjie dieper gaan kyk na die oorspronklike betekenis en julle weet ek hou van die Grieks en die Hebreëus, so ek het gaan kyk na die Griekse betekenis, na watse woord word gebruik om hierdie vurige liefde te verduidelik, want dit maak dit vir ons oop. En die Griekse woord vir hierdie vurige liefde wat gebruik word is die woord ektenes. Ektenes. En ektenes verduidelik iets wat letterlik tot sy uiters toe gerek word. Miskien om dit beter te verduidelik, wanneer 'n atleet wat 'n hardloop op 'n wedbaan, wanneer hy oefen om homself voor te berei, dan moet hy daai spiere in sy liggaam oefen en hy moet daai spiere rek. Nou, hulle sê vir my, ek weet nie, ek was nie daai tipe atleet nie, maar daai spiere moet geoefen en gerek word tot op 'n plek net voordat daai spier geskeur word, sodat daai spiere los kan word. Ek was altyd, as ons gehardloop het in die skool, eerste van agteraf, maar ek was daar. Dis daai atleet wat sy spiere oefen om hulle sterk, soepel, maar rekbaar te kry. Dis ook daardie boog wat getrek word met 'n pyl tot sy verste plek, sodat daai pyl deur daai boog geskiet kan word. Of is daai rekkie waarmee jy jou sussie verpes het toe jy by die huis was? Wie van julle weet waarvan ek praat? Dis daai vermoë om iets te rek tot op sy ergste plek net voordat hy breek. En dis daai ektenes, die Grieks, dis daai liefde, daai vurige liefde wat gerek word tot op die verste plek waar dit kan. Dis in die oorsprong waarvan hy hier praat, die oorspronklike vertaling, wanneer hy praat van julle moet mekaar rekbaar, stretch, vurig lief hê, meer, verder, stretch, vurig lief hê in Christus Jesus. Jy sien, die liefde waarvan God se woord hier spreek, is liefde wat nie halfhartiglik is nie, maar liefde wat voluit is en onophoudelik is. Sê gou saam met my, liefde wat voluit en onophoudelik is. Sê voluit. Onophoudelik. Met ander woorde, daar's nie 'n ophou nie. Dis voluit. Dit hou aan, daar's nie 'n einde nie. Met ander woorde, in die begin het ek gesê, daar is nie 'n emosie gekoppel aan dit nie. Dis nie hoe ek voel nie, dit is wie ek is, dis in my DNA. Dis wie ek en jy is. Jy sien, as ek en jy iemand ektenes, vurig lief het, dan doen ons wat Jesus gedoen het. Luister mooi, ek weier om die vyand toe te laat, om daai persoon se foute te gebruik, om hulle te verwoes en te vernietig. Wanneer ek iemand ektenes, wanneer ek iemand vurig lief het, weier ek om die vyand toe te laat, om hulle foute te gebruik, om hulle en my verhouding met hulle te vernietig. Maak nie saak wat hulle doen nie, ek het hulle vurig lief, en ek gaan nie toelaat dat hulle foute en hulle tekortkominge ons liefde vernietig. Maak nie saak of ons in 'n huwelik, in 'n vriendskap, of in 'n ouer-kind verhouding staan nie. Want ek het hulle lief, met 'n vurige liefde van God. Wie van die kan saam met my sê? Ek sien in my geestesoog letterlik waar daar 'n weermag besig is om oorlog te voer teen die vyande.
En terwyl hulle hier in die modder en in die reën besig is om oorlog te voer, teen mekaar te skiet, en ek sien hierdie oorlog, bomme wat geskiet word en missiele wat afvuur, die een kant teen die ander kant, die goeie miskien teen die slegte, kom die vyand en dan gooi hy 'n handgranaat tussen die een weermagskant in. En dan sien ek hoe daar twee vriende wat deur dik en dun beklei, twee boeties, twee vriende wat saam beklei deur al die moeilike tye, daar staan, dan val hierdie handgranaat tussen hulle in. En dan wanneer een van die vriende hierdie handgranaat tussen hulle insien, val, dan gaan hy, en hy val met sy liggaam bo-op daai handgranaat, om sy vriend te beskerm. Dan offer hy sy liggaam, hy sit sy liggaam op daai handgranaat, sodat sy vriend kan lewe, sodat sy boetie kan lewe. Hy sit sy liggaam op die spel vir sy maat. Dit is ektenis. Ek offer op, ek gee my liefde, ek rek daai liefde, ek strek dit. Dis vurige liefde. Sodat my maat, sodat my vrou, sodat my kinders, sodat my oikos, die mense om my, lewe kan hê. My vraag is ek bereid om daai liefde te offer vir die mense in my lewe? Of verwag ek dat almal dit moet doen vir my? Jy sien, want ons word geleer dat liefde moet eers gegee word voordat ek kan teruggee. Ek moet ontvang voordat ek gee. En tog het ons vanmôre gepraat van saai en maai. God se beginsel is eers gee en dan ontvang. Jy sien daai twee vriende wat daar lê in die reën, in die modder, besig om oorlog te voer. As die een gewag het vir die ander een om eers op die handgranaat te val, het al twee gesterf. Onselfsugtige handeling, val hy bo op daai handgranaat en hy sê, ek sal myself offer vir jou en jou vrou en jou kinders wat by die huis is. Hoekom? Want ek is lief vir jou en jou mense en jou kinders. Ja, ek het ook 'n vrou en kinders by die huis, but I'll do it for you. Why? Because I love you. Wie van julle het al iemand anders as 'n pak sla in die lewe gevat? En ek praat nie net van fisiese pak sla nie. Ek het baie meisies se pak gevat. Maar daai pak sla gaan verby. Ek praat van geestelike pak sla. Kom nou. Ouer kinders verstaan waarvan ek praat in 'n gesin. Ouer kinders verstaan hoe dat kleiner kinders wegkom met goeders, want die ouer kind vat baie keer die jonger kind se pak sla. Ek praat maar van 'n beginsel. Ek weet is nie in al die gevalle dieselfde, want ek weet van baie jonger kinders, wat ouer kinders se pak sla vat, want die ouer kind gee dit nie om nie. So, ek veralgemeen, ek gebruik net 'n voorbeeld, om iemand anders se pak sla te vat. Jy doen iets en dan sien iemand anders dit raak, en hulle sê vir iemand anders te dankie, en jy bly maar stil. Laat iemand anders die eer kry. Dis okay, dis fine. Hoekom? Want ek is lief vir hulle. Almal hoef nie te weet nie, almal hoef nie raak te sien nie. Hoekom? Want ek teen is. Ek strek daai liefde. Ek het hulle vurig lief. Ons is mos een. Jy hoef nie altyd te wen nie. Jy hoef nie altyd die beste te wees nie. Nou die week wat ons verby was, wat verby is 2 weke terug, het ons die geleentheid gehad om so midweek bietjie weg te gaan as familie. Terwyl ons daar speel, saam met die kinders en my ma en my sussie, hulle nooi die groep, ons daar's net 'n paar mense, ons sê so 20 in die kampterrein. En nooi hulle ons om te kom bingo speel. Nou dog ons, laat ons nou maar saam met hulle gaan bingo speel. Nou het hulle
sulke kaartjies en sulke goedjies, dan lees hulle ons nou 'n nommertjie uit. Nou ons is net ons familie is 9. Nou kan jy maar dink, saam met die ander 20 wat daar is ons klaar die helfte van die hele oor. So nou sit ons daar nou maar saam met hulle in bingo speel. Nou die logika sê, meeste van die games gaan ons wen. Ons is die helfte van die span. Maar nie almal like dit om te verloor nie, het ek besef. En ons Delports en die Vermeerings is nie van die sagste families nie. Ons is loud. So nou speel ons en hier wen iemand, dan cheer ons. Dan wen iemand anders in 'n ander familie, dan cheer ons en ons ken hulle nie, ons klap vir hulle hande en ons bly hulle wen. Maar as ons wen, jy papa, dan is daai mense stil. Toe besef ons maar ons begin meer wen as hulle. Of nou Lily of my ma of my sussie of 'n kleinkind, dan gaan ons nou oor die van. Nou begin ons kommentaar hoor. Hulle kroek, hulle cheat. Nou wonder ek my, hoe kan jy bingo cheat? Die tannie rol die wielietjie, dan gee sy die nommertjie, dan sit jy nou die 5 op die 5. Nou as jy nou sê bingo, dan lees sy mos jou nommers. Dan kom kyk sy of weet jy, en jy kan mos nou nie dit cheat nie. Nou sê hulle cheat. Nou sê ek vir die familie die oggend, luister, ons gaan nou nie hierdie ronde speel nie. Laat hulle nou maar bietjie wen. Nou sê hulle nie, dit is onregverdig. Ons kroek nie. Nou moet ons terugstaan dat ander kan kroek. Ons moet nou kyk. Nou sê ek, okay, ek gaan nou, sorry, kom ons speel. Soos die noodlot werk. Wie wen bingo daai ronde? Moi. Nie van die ander 20 rondes wen nie, man nie. Ek wen daai ronde. En dit was nogal 'n goeie ronde. By die 4de rol toe vang ek die bingo. Die een wat ek nie wil wen. En toe sy die getalletjie lees, kom hy, bingo! Wat gaan ek maak? En soos weerligies vir my sê, dan moet nie dit vat nie. En ek sê, I'll forfeit my win. Ek het skaars gesê, I forfeit my win. Toe skree iemand op die ander tafel, ek sal sy wen vat. Ek sê toe nee, go on with the game, kom aan met die game, is alright. Ek sal na die tyd net my bingo met julle verifieer. En die game gaan toe aan nog 'n paar rondes en wat ook al en daar wen iemand anderste. En toe die game klaar is, roep ek die vrou, ek sê check my nommertjies en ek het toe nou bingo gewen. Maar op die einde van die dag toe besef ek dat, weet jy wat, dit gaan nie altyd net om eerste te bingo nie. So die tannetjie wat nou geskree het, ek sal sy bingo vat, het toe nou dit 5 of 6 rondes later gebingo, en sy is toe nou die champ. Eintlik het sy nie gewen nie. Vir haar het sy gewen, maar eintlik het sy nie gewen nie. Maar sy is die een wat die lelike kommentaar gemaak het. My hart was eintlik seer vir haar part. Want vir haar was dit 'n wen, maar vir my het ek gedink, het sy eintlik verloor. Want vir my was ek bly sy kon wen, maar eintlik het sy verloor. Vir iemand anderste wat kon wen, is great. Maar alles in die lewe gaan nie altyd om bingo te wen. Daar's groter, daar's meer, daar's iets anders agter net om eerste te wees. En jammer dat ek nou die voorbeeld gebruik. Ek probeer vir jou sê, daai rek, daai vurige liefde moet baie keer gestretch word dat iemand anders te wen. Baie keer moet jy as prins net so 'n bietjie terugstaan. Jy hoef nie altyd eerste te wees nie. Die Here kyk ook baie keer na jou hart. Baie keer moet jy gestretch word dat iemand anders te ook gehelp kan word. Amen. Dit maak jou nie slegter, maak jou nie die mindere nie. Ek praat nie van om altyd op te offer en om die mindere te wees. Ek probeer vir jou sê, om strekbaar te wees vir jou mense, vir jou familie, om ruimte te skep. Dis waarvan hy daar praat. Is om op die granaat te val.
sodat iemand ook kan leef. Leef en laat leef, soos daai spreekwoord sê. Dit is wat dit beteken ook om sonde te bedek. Wanneer iemand jou seer maak, neem jy die skade op jou, deur hulle nie terug seer te maak, maar deur genade te bewys en hulle lief te hê. Wat sê die woord? Hy sê, as hulle jou slaan op die wang, wat doen jy? En draai die ander wang. Jy sien my broer, my sussie, wanneer 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo dit alles moet julle mekaar vurig lief hê, dan is dit nie 'n versoek nie. Dis 'n opdrag. Hy sê nie, ek vra julle dat julle mekaar moet vurig lief hê nie. Dis 'n opdrag vir die kind van God. Hy sê, julle moet mekaar vurig lief hê. Hy praat nie met die kind van God. Sien julle dit as 'n vraagteken daar? Of is dit 'n bevel, 'n aanbeveling, 'n opdrag? Hy sê vir die kind van God, nie 'n wet nie, maar dis 'n opdrag. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê met 'n vurige liefde. Kyk wat sê Romeine 12, 19 en 20 en 21. Laat nou vinnig in jou Bybel, maak 'n nota daar, kyk op die bord, hy sê, moenie julle wreek nie. Geliefdes, hy sê, maar gee plek vir die toorn. Hy sê, want daar is geskrywe, aan my kom toe wraak, ek sal vergeld, spreek die Here. En dan vers 20, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. Heer, hy moet maar honger ly, dis my vyand, hy verdien dit, hy wou nie, kry vir jou, lekker, jy wou mos, dis nie wat hy daar sê nie, hy sê, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, hoekom? As hy dors het, gee hom iets om te drink, hoekom? Hy sê, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Vers 21, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Weereens saai en maai. Oorwin die kwaad deur die goeie. Moenie kwaad met kwaad beklei nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. So as iemand kwaad doen, gee vir hulle goeie. As hulle beklei, gee liefde. Dis 'n beginsel. Die tweede deel, wat ek graag met jou wil deel nou, waar ons aangaan is die liefdesmantel. Sê saam met my die liefdesmantel. Want dis deel van ons titel. Hy sê maar, bo dit alles, 1 Petrus 4:8, moet julle mekaar vurig lief hê en nou, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Sê gou saam met my, bedek. Nou die Griekse woord vir daai woord bedek is die woord kaluptein. Kaluptein. En kaluptein in die Bybelse tyd en in die antieke tyd was 'n woord wat gebruik was vir die woord mantel en seil. Hierdie woord was gebruik en is beskryf om iets wat kosbaar vir jou was, om dit toe te maak en te beskerm teen gevaarlike elemente soos die son en die sneeu en die reën. So as iets vir jou belangrik was, sou jy 'n mantel of 'n seil gaan vat het, dan sou jy daai goed bedek het. Jy sou dit toegemaak het, nie om dit weg te steek nie, maar om dit te beskerm teen die son, die reën of die sneeu. Maak dit sin? Dis kaluptein. So kaluptein beteken nie, ek kyk weg of ek steek sonde weg nie. Dit beteken jy neem die besluit teen sonde en ek gaan nie toelaat dat sonde my gaan verwoes nie. Maar ek gaan toelaat dat my liefde dit gaan toemaak en dit gaan bedek soos wat Jesus my geleer het. Kom ons lees die woord, dit gaan dalk sin maak. Jakobus 5 vers 19. Jakobus 5 van vers 19 en 20 sê, broeders,
As een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet, dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sonde sal bedek. Wat beteken hierdie 2 verse? Kom ons lees dit weer. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaling bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Wat beteken dit? Kom ons sê, dat Cameron het die Here gedien, en nou backslide hy val terug. Hy dien nie meer die Here nie. Nou gaan Pieter, en Pieter gaan bearbei hom. Hy gaan kry die verlore skaapie, om die Here weer te dien. En Pieter gaan en hy kry hom uit die wêreld uit terug, en nou begin Cameron weer om die Here te dien. En hy los sy sonde en die verkeerde dinge, en nou is Cameron weer op die pad, en hy dien die Here. Nou sê hy, vir Pieter wat dit gedoen het, laat Pieter weet, dat hy iemand met die liefde van die Here gered, om hom te kry om God te dien. Bedek sy liefde baie sonde, want hy tot bekering gekom. Ja. Maak dit sin? Ja. Daaroor Pieter se werk, die feit dat hy gegaan het om hom te help om weer tot bekering te kom, laat Pieter weet hy het 'n groot werk vir die Here gedoen. En daar's 'n groot beloning op dit vir die een wat gegaan het. So die onus val nie net op die een wat tot bekering gekom het nie, maar die een wat bereid was om te gaan. Want sy liefde het daai bedekking oor daai groot sonde gebring. Die liefde van Jesus. So daar's 'n groot beloning vir die een wat gaan. Hoekom, wat sê hy daar? Hoor, hy sê, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer het, 'n siel uit die dood uitred, en 'n menigte sondes sal bedek. Kaleptyn, bedek. Maak dit sin? Ja. So liefde lei tot bekering, nie tot wegsteek van die sonde. Is daar party ouers wat dit moet hoor? Liefde lei tot bekering, nie tot wegsteek van die sonde. Is daar party mans wat dit moet hoor? Boetas? Liefde lei tot bekering, nie tot die wegsteek van jou vrou se sonde. Vroue, is daar vroue wat dit moet hoor? Liefde lei tot bekering, nie tot die wegsteek van jou man se sonde. As jy regtig iemand liefhet, steek jy nie die sonde weg, omdat jy bang is iemand vind dit uit. Jy kom in liefde, en jy bedek, jy vou dit toe, jy plooi dit in, dat hulle gesond kan word. Maar jy bring dit uit, dat hulle tot bekering kan kom. Daar's 'n verskil om iets weg te steek in die duister, en om dit te bedek teen die slag van die vyand, sodat hulle vry kan kom. Om dit in Jesus bloed toe te maak, dat hulle kan vrykom, is anders om dit weg te steek in die duister, dat niemand daarvan weet nie. Maak dit sin? Partykeer steek ons mekaar en ons kinders se stoutigheid en hulle foute, hulle sonde weg. En ons hoop niemand vind dit uit nie. Niemand hoor dit nie. Glo my, dat wat in die duister weggesteek word, woord sê sal in die lig geopenbaar word. Dit sal uitgewas word. Almal sal dit hoor en dit sien.
Spreuke 10 vers 12 sê, haat verwek twis, maar liefde, sê saam met my, liefde bedek alle oortredinge, nie net bietjie nie, alle oortredinge. Hoe kry 'n man dit reg as sy vrou hom verneek het om haar te vergewe? Want liefde bedek alle oortredinge. Dit maak dit nie reg dat sy dit doen nie, maar liefde bedek alle oortredinge. Want dit is strekbare, vurige, goddelike liefde. Nie wêreldse liefde nie, Jesus liefde. Sê dit ek moet gaan en gaan rondvoeter? Nee, die woord sê dit is verkeerd. Maar hoe kan iemand wat dit gedoen het vergewe? Want die liefde bedek alle oortredinge. Dis die verskil. Kom nou, amen. David sê, once I was lost, but now I'm found. When I was lost, I made mistakes. But now that I'm found, I am saved. Ek is verlos, ek doen nie meer die dinge van die wêreld nie, maar ek was verlore. Wie van ons was nog altyd gered? Kom nou, net hierdie twee babietjies in die kerk. Maar een van die dae is hulle net soos ons, dat hulle ook 'n redder en 'n verlosser en 'n saligmaker nodig. So mamma, hou maar mooi vas. Ouma, jy moet mooi bid vir hy kind. Amen. Nou is hulle sondeloos. JC, jy moet bid vir hy pop. Amen. Mag die Here hulle vashou. Beskerm, maar die realiteit is hulle word groot en dan word hulle stout. Nou is hulle nog soet. Ons dink hulle is stout as hulle sê, oei, hulle is dan nog soet. Die laaste punt wat ek met jou wil deel voordat ons oorgaan vanmôre. En die liefdesverbond maak die nag. Ek jou praat oor die bron van liefde. Hoor so mooi hierdie stelling. Ja, sy het gehoor ek praat van haar. Ek en jy, as ons praat van die bron van liefde, ons is net die housepie. Jy is nie die bron of die supply. Vergewe my Afrikaans en Engels en niks, maar ek hoop jy kry dit. Jy is net die pyp, net die housepie. Jy is nie die supply of die bron. You're not the French lover, die bron en die voorsien aan. Jy is net die housepie. As jy in jou eie krag probeer lief hê en jy gaan probeer verander net liefde te gee, al wat jy gaan by uitkom, jy gaan probeer om te perform, om ander gelukkig te maak, en eventueel gaan jy uitbrand, want jy doen dit in jou eie krag. Jy gaan net aanhou probeer gee, en jy gaan uitbrand. As jy gaan probeer om mense lief te hê en hulle foute sonder die hulp van die Heilige Gees aanhoudend te probeer vergewe en lief te hê en vergewe en lief te hê sonder die hulp van die Heilige Gees, gaan jy bitter word, jy gaan moedeloos word en op die ou einde gaan jy ophou probeer, want jy doen dit in jou eie krag. As jy aanhoudend jou man of jou vrou of jou kinders lief hê, probeer vergewe. Lief hê, probeer vergewe. Hulle foute oorsien. Lief hê, foute oorsien. In jou eie krag gaan jy bitter word, jy gaan moedeloos word, jy gaan hard word en jy gaan ophou. Ergens kan elke mens net soveel gee en net soveel vat. Dan word jy bitter, jy word moedeloos, jy word hard en dan word jy callous, jy word hard. Dan kan jy net nie meer, dis menslik. Dis hoekom Jesus, die bron van daai liefde, God die Vader, die bron, die oorsprong van daai liefde, God die Heilige Gees, die bron van daai liefde, deur hierdie hosepipe moet vloei na jou en my koneksiepunte, my vrou, my kinders, my mense, my familie, my vriende toe.
Jesus in deur my, sy liefde. Dis die enigste manier. Dis Jesus se liefde wat 'n koue huwelik van 20 jaar kan herstel. Nie my probeer, my aanhou vergewe, my hulle foute oorsien nie. Nee, Jesus, God se liefde en deur my vir hulle. Dis God se liefde wat weer daai intimiteit in 'n huwelik wat koud geword het, kan herop kikker en weer hoop gee. Dis Jesus, God, wat daai huwelik kan herstel. Amen. Dis net daai liefde van God, wat daai intimiteit wat doodgaan, wat koud raak, wat hopeloos geword het, wat net nie meer die lus het nie. Daai lus wat geblus is, kan ek dit so stel. Dis net God wat dit weer kan opkikker met sy Heilige Gees liefde. Dis daai vuur van die Heilige Gees wat daai intimiteit weer moet opwakker in huwelike. Ja, amen. Want dis gewoonlik, hoor my hart, die eerste ding wat in huwelike afgebreek, afgekoel en vernietig word, is die intimiteit in huwelike. En ek praat nie net van seks in die huwelik nie, want intimiteit begin wanneer ons wakker word van môre en wanneer ons gaan slaap. Seks is net die daad, die vrug van intimiteit. In my gesin praat ons nie van seks nie, want seks is 'n wêreldse term met verkeerde konnotasies. Ons praat van liefde maak. Want dis gebore uit God. Ons maak liefde, dis eenwording. Ek en my vrou word een. Daagliks moet ons liefde maak. Ek moet deel van haar word. God sê, bly nie weg van mekaar of behalwe as jy vas nie. Ja, maar ek kan nie. Ja, maar ek het nie lus nie. Ja, maar ek het nie meer daai drang nie. Ja, maar ek het nie. Die woord sê, moenie wegbly nie. Behalwe as jy vas, hoekom? Moenie vir die vyand 'n oop deur gee nie. Ja, maar hou dan op eet. Ja, maar kan nie, ek moet oorleef. Nou, hoekom sê die woord dan, moenie? Ja, maar hou dan op drink. Ek kan nie, dis maar as ons ander goed kan ophou doen. Maar ander goed kan ons nie. Ek weet nie hoekom die Gees van die Here my lei om dit te sê nie, maar ek moet dit deel. Nou, baie keer gaan dit net oor die fisiese handeling vir die man en die vrou om by mekaar te wees. En daar's meer as dit. Dis intimiteit begin by die oggend. En ons by mekaar is en mekaar eers in die oë kyk. En ons vir mekaar vandaan sê, goodbye. Of tot ziens, of I see you tomorrow. As die Here se wil is, as ons wakker. Maar meeste van die huwelike begin met seks voor die huwelik. Dan is dit warm en lekker en goed. En dan trou ons. En dan kry ons kinders. En dan trek ons van mekaar weg. En wat gebeur? Dan gebruik ons verskoning. Ja, ouderdom. Ek is nie meer lus nie. Siekte. Ek het nie meer drange nie. Waartoe het gehardloop? Gee ons die kinders die skuld. Jy sien, al wat ons doen is, ons vervang, soek verskonings. We have to repent and come back to the love of the Father. Come back to the love of God. Ja, daar is gevalle met omstandighede wat ware blokkasies skep. En kom ons wees eerlik, jy kan ook nie lieg nie. Jy kan nie voorgee. Ek moet my liggaam vir my vrou gee, as daar wragtig 'n blokkasie is wat verhoed dat ek my liggaam vir haar gee. Maar daar's 'n probleem daar, maar die woord sê, toe ek met haar getrou het,
het ek klaar my liggaam vir haar gegee. Ons het een geword. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort aan haar en haar liggaam behoort aan my. Dis wat die huwelik beteken. Dis wat die woord sê. So die feit dat jy nog jou liggaam vir haar moet gee, beteken jy het jou liggaam teruggevat. So jy daar nie 'n mate, en ek sê dit onder die met versigtigheid, 'n mate van egbreek plaasgevind nie. Want jy het jou liggaam gaan vat, dis nou weer my liggaam. Die dag toe jy sê I do, het ek my liggaam vir haar gegee. Hy sê my alles is joune en joune is myne. Ons is een in die Here. So waar die skeidsmuur nou ingekom. So as daar issues is, as egbreek plaasgevind het, as daar situasies is, moet ek by die kruis uitkom, dat Jesus kan genees, dat Jesus kan vrymaak, dat hy kan verlos, dat hy gebroke harte kan heel maak, en miskien kos dit dat ek moet kan erken, dat ek my pastoor moet kom sien, en kan sê, help my, dat God my kan vrymaak. Help my dat die Here my kan verlos, van hierdie bindinge en hierdie vloeke in my lewe. Help my dat ek kan vrykom van hierdie soul ties. Miskien is dit nodig dat jy op 'n plek kom waar die Here jou hart kan vrymaak van goeders wat vir jare al in jou huwelik blokkades en mure en potholes veroorsaak. Miskien is dit jare terug se gemors wat nog steeds huwelike verwoes. Wat vrymoedigheid in daai huwelik breek, en nou kan jy nie jouself vir jou maat gee nie. Maar ek wil ook vir jou sê, dis tyd om daarmee te deel. God wil sy kerk skoonmaak, en hy wil huwelike vrymaak. Maar hy kan nie 'n huwelik skoonmaak as jy nie erken en toelaat dat dit skoon gemaak word nie. En is net sy goddelike liefde om terug te kom, vurige liefde, en daai liefde wat menige oortredinge bedek, wat 'n huwelik, 'n verhouding kan herstel. Wat sê die Here vanmôre? Dis nie om iemand ten toon te stel, te openbaar. Dis nie wat hy daar sê, hy sê die liefde, kaliptuin. Ek sien daai plooi in die tannie se rok, daai plooi wat so ingevou is. Julle mag sien, hy maak so mooi toe. Ek sien hoe die bloed van Jesus so 'n plooi vou. En dan vou hy jou binne in sy bloed toe. Hy kom maak jou toe, soos in 'n kokon. Kom vou hy jou toe. Hy kom maak jou toe. Hy kom beskerm jou teen die gevaar en die dinge van buite. Dis wat die liefde doen. Hy kom openbaar en sê, ja, maar jy doen dit en jy doen dit en jy maak altyd so en jy so en hulle pik en byt en alles op jou foute en jou tekortkominge nie. Dis nie liefde nie. Liefde stap die ekstra tree. Liefde sê ek sal vergewe. Liefde sê ek is rekbaar. Liefde gaan nie net oor my nie. Liefde sê ek sal opoffer. Liefde sê al voel ek nie so nie, ek sal my liggaam vir jou offer, my man, want intimiteit, my lewe is aanbidding aan God en ek behoort aan jou en jy aan my. Want my liefde is nie net 'n emosie nie. Dit gaan nie net oor hoe ek voel nie. Dit gaan oor aanbidding. I'm here to minister to you and you minister to me. Ek is hier om jou te bedien. Liggaam, siel en gees. Ek sien party bid net vir mekaar. Gebed is goed. Maar wat van die siel en die liggaam? Ek praat met huwelike ook vanmôre oor liefde. Jou gebed is goed, maar wat van jou liggaam, boetie? My sussie? Wat van jou siel?
Party wil net die liggaam gee, nie die gebed nie. Dis net wat ek kan kry. Party vroue se liggame voel net soos 'n seksmasjien. Dit gaan net oor seks. En as die man bevredig is en hy draai om, dan is alles verby. Jammer vir die volwasse jong mense in die kerk wat nog nie getroud is nie. Of nee, ek is nie jammer. Leer jy uit dat julle nie sukkel daarmee nie. Hoor julle my hart vanmôre? Ek moet aan my sê, daar is goed wat ons nie oor praat in die kerk, want dit is taboe. Maar waar gaan ons die woord van die Here hoor? Wil jy dit gaan hoor in die wêreld wat pervers en vuil en negatief is en die prys daar betaal? Of kan ons die woord van God oopmaak, dat ons lewens kan vry wees? Amen. Dat ons kan skoon kom voor die Here. Ek wil jou nie offend nie. Ek wil vry maak met die liefde en die woord van die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, ons gaan in die liefdesverbondsmaal sit. Die woord sê, jy moet jou hart ondersoek. Yes. Partykeer wil ons mekaar bedien in die liggaam, in die band, in die sonnaskool, by die Men's Fellowship, oral. Maar wanneer laas het jy jou vrou bedien? Ons wil kom preek vir mekaar hier in die sel en oral waar ons beweeg, maar wanneer laas het jy met jou maat jou hele lewe bedien? Jy sien, liefde beteken om 'n mantel oor ander se foute te gooi. Maar as ek vanmôre 'n vraag mag vra, wie was die grootste manteldraer in die geskiedenis? Dan gaan ons almal sê Jesus Christus. By die kruishout van Golgotha het Jesus nie net sy liefde uitgespreek nie, hy het sy liefde uitgestort. Jesus se liggaam was kaliptein, sy bedekking, sy mantel het al ons sonde kom bedek. Hy het dit kom verseël in sy bloed, teen die aanslag van die vyand. Die houe wat ons verdien, die sondes wat ons gepleeg het Jesus in sy liggaam kom toemaak, kom invou. Hy het dit kom inplaas sodat ons vry kan wees. So die nagmaal, hierdie liefdesverbondsmaal, is nie net 'n herinnering nie, dis 'n aktivering wat plaasvind van God wat iets vir ons kom doen. Maar ons vanmôre die brood eet, sy liggaam eet, en sê ons, Here, laat u mantel van genade my lewe kom oordek. Laat dit deel word van my liggaam, van my lewe. Wanneer ek daardie vrugtesap drink, daai bloed van die lam inneem, dan sê ek, Heilige Gees, laat u goddelike liefde weer deur my kom spoel, deur my are kom vloei. Dis mos waaroor dit gaan. Ons gaan nie net deel hê aan 'n herinnering, aan hierdie tafel, aan die nagmaal, omdat ons 'n klomp liefdevolle mense is nie. Ons gebruik die liefdesverbondsmaal, ons het deel van die nagmaal, omdat ons Jesus se mantel van sy bloed nodig het in ons elke dag lewe, en omdat ons nie sonder Jesus kan lewe nie. Ons is afhanklik van God. Ons drink sy bloed omdat ons weet, ons kan nie sonder hom bestaan nie. Ons het hom nodig. Dis waaroor dit gaan. Ek wil vra vir 'n oomblik, met daar waar jy sit, jou hoof vir 'n oomblik te buig. Ons gaan vanmôre die nagmaal, die liefdesverbondsmaal, so 'n bietjie anders te doen as normaalweg. Ek wil hê jy met jou hartjie vanmôre so 'n bietjie voorberei. En wanneer ons vanmôre kyk na die liefde, goddelike liefde, agape liefde, maar ons kyk ook na die liefde vir mekaar, dan weet ons dit alles kom by een punt by mekaar.
Dit is by Jesus. Ek vra dat jy jou oogie sal sluit en net gaan luister vir 'n paar oomblikke. Ek wil nie goed met jou aandag aftrek nie. Die liefde van die Here in ons, deur ons, is wat ons in staat stel om lief te kan hê. Nie in ons eie krag en ons eie vermoë. Liefde is nie werke nie, is nie emosie. Dis nie wat ander vir my doen nie. Maar is om in daai teenwoordigheid en in daai atmosfeer van God te lewe. Dis om in God te wees. En as ek sukkel om lief te hê, as ek sukkel om foute te oorsien, die enigste rede is dat ek te min van God se liefde dan in my lewe het. Ek moet dan op 'n plek kom waar ek kan vol word, sy liefde kan ontvang. Hy wil hê ek moet in alle areas oorvloed hê. En sy liefde. Ons gaan vanmôre tweedelig sy liggaam gebruik. Dan gaan ons span vra om eers die liggaam uit te deel. Dan wil ek vir julle gedeelte lees. Gaan ons bid en dit saam gebruik. Dan daarna, dan gaan ons die bloed uitdeel, wil ek weer 'n gedeelte lees, dan gaan ons dit saam gebruik. Terwyl hulle die broodjie uitdeel, Johnny vir ons nog 'n bietjie daar, wil ek hê net so 'n bietjie aan daardie liefde waarvan ons praat, daai regbare liefde, maar die liefde van Jesus wat menige oortredinge, alle oortredinge bedek. Liefde wat kan vergewe. Liefde wat beskerm, liefde wat toemaak. Nie liefde wat wegsteek. Liefde wat kan erken ek is nie volmaak nie. Liefde wat kan erken en sê ek het hulp nodig. Liefde wat nie te trots is. Liefde wat nie op almal se foute pik die hele tyd. Liefde wat sê ek sal kom help. Jou swakpunte word my sterkpunte. En my swakpunte, jy's my sterkpunt. Maar dit verg erkenning. Terwyl jy daar die broodjie so vashou, wil ek 'n skrifgedeelte vir ons lees. Johannes 6 van vers 50 sê die woord van die Here. Jy moet na daai broodjie kyk. Hy sê dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, sodat iemand wat daarvan kan eet. Hy sê hy sal nie sterwe nie. Hy sê ek is die lewende brood en dit is Jesus self wat hier praat. Dit is nie Paulus wat geskryf het of iemand. Jesus sê hieroor, hy sê ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Dis 'n belofte. Dis 'n profetiese woord. Dis die waarheid. Dis die lewe. Dis die woord. Dis hoekom ons nagmaal, hoekom ons die liefdesverbond om deel van Jesus te word tot in ewigheid. Hy sê en die brood wat ek sal gee is my vlees. Hy sê ek is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jy sien, ek en jy was deel van die wêreld. Maar as gevolg van Jesus is ons vandag liggaam en ons is bruid. En dan sê hy, doen dit tot my gedagtes. Ons was verlore,
Jy was 'n sondaar, nie meer nie. Hoekom? Want jy's gered deur die bloed en die liggaam. Hy sê nou as jy hierdie broodjie eet, bevestig hierdie broodjie. Verklaar hierdie belydenis wat ek in die publiek voor almal maak, dat ek deelagtig is met die seun. Jesus bid 'n paar ure voordat hy kruis toe gaan. Sy high priestly prayer, ek het dit in die week gepost op die groep, waar hy sê, Vader, soos wat ek in U is en U in my is, en ek in hulle is my disipel, so bid ek, dat ons in eenheid saam sal wees. Dis wat hier vanmôre gebeur. Dis nie net nog 'n gewoonte, dis die liefde van God in ons, deur ons, waar ons vanmôre hier kan staan en sy liggaam kan gebruik. Sê die woord van die Here, voordat jy deel het aan my liggaam, moet jy jouself beproef, op die proef stel. Moet jy jou hart ondersoek. Moet jy seker maak dat wanneer jy my liggaam neem, dat jy dit nie op 'n onwaardige wyse neem. Dat jy nie 'n vloek of 'n binding oor jouself neem. Hy sê, want as jy dit op 'n onwaardige wyse neem, bring jy 'n vloek of 'n binding oor jouself. Nee, dit bring die vloek nie. Jou onbelyde sonde word 'n vloek en 'n binding in jou lewe. Jy moet nie nou daai broodjie neersit nie. Al wat jy nou doen is sê, Here, vergewe my. Here, ek bely. Here, ek is jammer. Nou sê as jy waaragtig berou, jy bely, is ons God getrou en regverdig om ons te vergewe. Vir 'n oomblik daarby sit voort ek gaan bid. As daar iets is wat skeiding maak tussen jou en die Here, ons sê, Here, vergewe ons. Here, was my skuld. Here, reinig my. Here, maak my vry. Here, breek af hierdie mure. As daar enige ongeregtigheid is, noem dit by sy naam. Noem die probleem by sy naam. Sê, Here, haat, twyfel, vrees. As dit 'n persoon is wat jy moet vryspreek, miskien is dit jou huwelik, miskien is dit die intimiteit in die huwelik, miskien is daar 'n issue, dan moet jy dit bely van hom. Dis nie pak slaan nie, dis die waarheid, dis die woord. Hy het jou lief genoeg om vanmôre jou die waarheid te gee. Nie jou hart verhard nie, ontvang die woord, en die woord jou vry maak. Dan as jy reg is met die Here, vrymoedigheid, dan bid ons die Here, ons dankie vir U liggaam. Dankie dat ek deel van U kan wees. Dankie dat Here Jesus U in my is. Dankie Here Jesus dat U die Vader is en die Vader in U is. Here, wanneer ons vanmôre U liggaam neem, is dit die brood van die lewe. U belofte sê dat wanneer ons U liggaam neem, dan sal ons lewe en nie sterwe nie. Dit praat net van hierdie aarde, dit praat van die ewige hiernamaals. Dan sal ons saam met U lewe tot in ewigheid. As ons hierdie brood eet, dan sal ons lewe tot in ewigheid. Ons eet U vlees, U liggaam, die brood van die lewe. Ons eet, Heilige Gees, dankie dat U nou hierdie broodjie lewend en kragtig opvul en seën in ons liggaam. Ons neem U nou in Jesus naam. Vra dat U saam met ons gaan staan terwyl ons die bloed van die lam gaan gebruik. Hebreërs 9 vanaf vers 11 lees ons volby sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur 'n groter en 'n volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke of kalwes nie,
maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hy sê, want die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Deur sy wonde is daar genesing. Deur sy bloed is jy heel. Hy het ons krankhede op hom geneem. Die ongeregtigheid wat ons toekom, die het hy op hom geneem. Deur sy bloed is ons volkome gered, geheilig, geregverdig, genees, vrygemaak en is ons verseël in 'n ewige, liefdevolle bloedverbond. Wat ons ook al nodig het vanmôre, genesing in die liggaam, genesing in ons siel, genesing in ons huwelike, genesing in die intimiteitskant van die huwelik, genesing in my verstand, waar dit ook al mag wees, dit is in hierdie bloed. Dis in sy bloed. So die volheid aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. Dis in sy liggaam. So as ek en jy dit kan verstaan, jy nie eens 'n beraader nodig. Die volheid is in sy liggaam. Vanmôre gaan ons bid en wil jy moet dit so sien. As jy sy bloed nou drink, dan spoel dit van jou hoof tot by jou voete, deur jou are. En dit gaan jou gedagtes kan genees. Maar dit verg dat jy ook daaraan iets moet doen. Maar dit gaan jou nie brainwash. Jy moet leer. Jy moet beplan. En jy moet met jou maatjie praat as dit nodig is. Julle moet daaraan werk. Vader, ons dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed wat vandag nog steeds so kragtig is. Dat dit genees, heel en vry maak. Dankie vir die bloed wat perfek is. Dankie vir die bloed wat volkome maak. Dankie dat U ons God is. Kom vul ons nou, Here, van ons hoof tot by ons voete, ons liggaam, ons siel en ons gees. Kom spoel deur ons in Jesus naam. In Jesus naam. As jy alleen is vanmôre, kan jy die bloed neem. Maar as jy saam met jou huweliksmaat is en jy wil deel, is jy ook welkom om jou bloed met jou maat te deel en saam te gebruik in Jesus. Here, ons dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om U kinders te kan wees. Dankie dat ons deel kan wees aan die liggaam van Christus, die bruid, met 'n verwagting en 'n ewigheidsbelofte. Dankie vir U liefde wat ons nie los nie. Dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U getrou is. Wanneer ons ontrou is, bly U getrou. Ons eer U, ons aanbid U. Ons loof en ons prys U. Vandag bely ons weer opnuut U godheid oor ons lewe. Ons bely ons afhanklikheid van U. Bely dat ons U lief het as God drie-enig. God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees. En U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding in alle ewigheid.